Praise die Here, gaan het met jou goed? Amen. Amen. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. On the mountain of some glory, let me come into the light. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. On the follow His guidance, His lead this morning. I want God's way to be my way. That's the journey here below. And I want God's way to be my way as I journey here below. Oh, there is none other highway, oh, that God to know. Come on.
Lei me will all be back here and career stop me down. Sin agni gloria, fare blu, e lei me va, e lei me will all be back here. He lifted me up from the deep mighty clay, and He planted our feet this morning. All the kings are made. He lifted me up from the deep mighty clay, and He planted my feet on the king's highway, and this is the reason I'll sing and shout, for Jesus came down, and He lifted me up, He lifted me up, from His mighty clay, and planted my feet on the King.
God will be there. When you're down in the valley, He will be there too. You know, He is the God of both. He's the God of the top of the mountains, the mountain tops, but also the God of the lowest valley. You know, He made a promise to us that He will never leave us alone. Because for the God of the mountain, He's still God in the valley. Let's sing it together. Life is easy when you're up on the mountain, and you've got peace of mind, but you never know. As down in the valley are the trials and temptations, and that's when faith
God of the mountains is still God in the valley, you may be seated. Ek het in die week wat verby is, daar die pragtige illustrasie aan die regterkant van die familietjie wat sit by 'n pot olie. En die Here se Gees het met my begin praat en ek wil graag met u deel, soos wat die Here aan my hart dit ook gelê het. Ek lees vir u dan in die woord van die Here in die boek van 2 Konings 4. Is hy te hard vir hom, dink jy? 2 Konings 4 gaan ons saam lees vanaf die eerste vers, vir die van u wat wil saam lees. Ek was nou vanoggend voorberei in Afrikaans en Engels, want ek het nou nie geweet of Tannie Wit weer gaan kon kyk. Die opskrif sê die olie van die weduwee. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep. En sy het gesê, u dienaar, my man is dood. En u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. En broeder en suster, ek wil net gou daar, net jou vinger daar, die profete seuns is iets wat Bybels is. Die profete skool, daar was in die tyd van Elisa 'n profete skool. En die Bybel sê dit baie pertinent dat die profete seuns het in Bethel gewoon. En dan sê die Bybel, daar was ook profete seuns wat in Jerigo gewoon het. En op 'n kol sê die Bybel, toe Elia en Elisa nou deur die Jordaan op droë grond loop, toe Elia die Jordaan slaan met sy mantel in die Jordaan skei, toe staan daar 50 profete seuns en kyk van hierdie gebeurtenis. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns, toe sy was 'n weduwee, en haar man was een van daai profete seuns, het na Elisa geroep en gesê, u dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Hierdie vrou sê vir hom, jy ken my man, jy het hom geken, en hy was iemand wat die Here gevrees het. Broeder en suster, as jy die vrees van die Here ken, ken jy die beginsel van alle wysheid. Salomo het uit die pen wat hy in sy hand gehad het geskrywe, die beginsel van alle wysheid is die vrees van die Here. As jy God vrees, as jy 'n vrees vir die Here het, 'n gesonde vrees, jy dien God uit liefde, nie uit vrees nie, maar jy weet, hy's God, hy's groot in die hemel, hy is die een wat jou naam in die boek van die lewe skryf of nie, hy is die een wat jou vergewe of nie, hy is waardig om gevrees te word. En hierdie vrou sê, weet jy, ek en my huis, ons vrees die Here. U weet, Elisa, u weet, my man het die Here gevrees. Ons het die Here lief gehad. Sy sê, maar nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders, my 2 seuns, vir hom as slawe te neem. Sy sê, hy het gekom. Dit beteken, die skuldeiser was al daar. Mense, ek dink nie dis 'n baie aangename klop aan die deur. Jy weet as 'n mens besoekers kry, en daar's 'n klop aan die deur. Party mense hou net daarvan om beplande besoeke te kry. Maar, as daar 'n onbeplande besoeker kom, en dis 'n vriend of 'n vriendin van jou, is dit maar tog te lekker om daai deur oop te maak en te sien, hoorie, van waar gehaasie, waar kom jy vandaan? Is dit nie lekker om daai klop partymal aan die deur te kry? Maar hierdie klop wat sy aan die deur gehad het, was nie aangenaam nuus nie. Dit was die skuldeiser. In Engels sê ons, it was the creditor. She owed debt to the creditor. Dit was die skuldeiser. En die laaste saak wat jy nou wil hoor, is nadat jou man oorlede is, dan kom hierdie persoon
En hy sê vir jou, weet jy, mevrou, baie jammer empatie met die man wat oorlede is, maar as jy nou nie jou skuld kan betaal binne 'n paar dae van nou af nie, dan hierdie 2 sterk seuns van jou wat nou groot geword het, dan gaan ek hulle as slawe eis. Wat 'n verskriklike vonnis. En ek dink in elke huis, broer en suster, 'n mens is mens, stem nie saam. 'n Mens is mens en jy het mense gedagtes. En dit is deel van jou groeiproses met God. Dat jy vra, dat jy worstel en vroeg in jou binneste. Watter vroeging het hierdie vrou in haar binneste gehad? Het sy dalk by haarself gedink, maar ek in my huis vrees dan die Here? Het my man nie altyd gesê, kom ons vrees die Here en dit sal met ons goed gaan nie? Hoeveel maal het haar man dalk gesê, moenie bekommer oor wat jy sal eet en wat jy sal drink nie, die Here sal altyd vir ons sorg. En ek glo daar was 'n tyd in haar huis toe haar man oorlede is, wat sy dit bevraagteken het. Wat jy dalk bevraagteken, en ek dink dit is baie relevant in hierdie tyd waarin ons nou lewe. Dat jy weet nie noodwendig watter teks is volgende nie. Jy weet nie noodwendig watter markte gaan volgende val, is dit nou as gevolg van 'n oorlog, of is dit nou as gevolg van 'n ander saak nie. Jy weet nie of jou finansies, of jou sente, jy dit genoeg kan omdraai, sodat jy kan leef nie. Jy weet of jou gesondheid jou kan dra, vir dit wat kom nie. En ons weet dat die antwoord is, dat die Here sorg vir die mossies van die veld. En hierdie vrou het dit ook geweet, sy het geweet, sy het die woord van die Here geken, want haar man was 'n profete seun. Sy het dit geken. Die profete seuns was baie aktief geweest en is eintlik 'n pragtige gedagte om te dink dat die profete seuns het in Jerigo gewoon. Hulle het in Bethel gewoon, hulle het in Jerigo gewoon. Kan jy dink dat die inwoners van Jerigo daai jare toe Josua hulle daar gekom het en daar was goddelose mense in Jerigo en julle weet mos wie uit Jerigo oorleef. Dit was net Rahab geweest, né? Maar in daai selfde stad jare daarna was daar 'n groep jong manne en hulle was profete seuns. Hoe die tye gedraai, hoe die woord van die Here en profete seuns is manne wat gesalf was om die woord van die Here te bring. En hulle het die gees van die Here by hulle gehad en ons weet nog nie presies hoe dit gewerk het nie, maar wat ek wel weet is dat op 'n dag toe Saul naby Bethel verbykom. Toe loop die profete seuns en die gees van die Here was oor hulle, want die Bybel sê die oomblik toe Saul nou in hulle midde inloop, toe word die gees van die Here oor hom ook vaardig. Dit sê vir my, hierdie klomp jong manne, hulle het 'n lekker werk gehad, maar ook 'n baie moeilike werk. Hulle het gehoor wat die gees van die Here sê. En dan klank word hy by sy vriend en sê, maar hoor jy, die gees van die Here het so vir my gesê, wat het die Here vir jou gesê? En so het hulle gepraat. En die gees van die Here kom toe oor Saul ook, en hy profeteer. Wat 'n wonderlike godsdienst het ons net nie, dat die profesie is die woord van God. Dis een van die 9 gawes van die Heilige Gees. En as jy in 'n bediening is waar profesie wel uitkom, is dit genadegawe van die Here. Dis wonderlik as dit reg is en as dit suiwer is. Jy weet, in daai profete seuns wat in Jerigo gebly het, kry toe 'n woord en hy sê, hoorie maar, ek het gesien dat Elia gaan sterf. Kom ons gaan sê vir Elisa. En hulle gaan na Elisa toe en die ander seun sê, ja, ek het die profete seun, hulle noem hulle nou maar profete seuns, maar ek dink hulle was regtig so jonk nie. En hy sê ook, ja, ek het ook 'n visioen gehad of 'n droom gehad, Elia gaan sterf. En hulle stap na Elisa toe en hulle sê vir hom, weet jy vandag dat die Here vandag Elia van jou af gaan wegneem? En Elisa sê, hy is ook 'n profeet, hy sê, ek weet dit. En op die walle van daai Jordaan staan daar 50 jong profete. En hulle sien hoe 'n wa met perde van vuur van die hemel af neerdaal. Dis nou nadat hulle gesien het hoe die waters van die Jordaan oopgegaan het, net daar buite Jerigo.
die waters van die Jordaan oopgegaan en op droë grond stap Gideon en Elisa deur. Hulle het baie dinge gesien. Hierdie families het baie dinge ervaar. En hierdie vrou, haar man was een van daai profete seuns. Sy het God geken. Sy het van hom gehoor, sy het profesie gehoor. Sy was nie net sommer 'n gewone vrou nie, sy het die Here se weë geken. Sy sê ons vrees die Here. Maar toe daai klop aan haar deur kom en daai man maak oop en hy kom in en hy sê ek gaan jou seuns vat. Weet jy, ek dink toe sak haar hele wêreld in mekaar. Sy het nog nie eers mooi gedeel met die dood van haar man nie. Toe is dit nou die volgende saak. En daai seuns, hoe dink jy met 'n seun voel? Jy weet, ek dink ek het goeie ondervinding as ek daarvan praat. Jy kan die Here dien. Ek en Wilma kan die Here dien. Maar ek kan nie die pad stap van bekering vir Paultjie nie. Ek kan ook nie stap vir Wally nie. Al word hulle, kan jy maar sê, in 'n pastorie groot, beteken dit nie dat hulle pad outomaties net geplavei is hemel toe nie. Dit is 'n pad wat die Here nog steeds met hulle self stap. En ek dink hulle het ook maar vra. My kinders het ook vra. Is dit ander mense in hierdie gehoor wat ook sy ouers predikers was en hulle het ook vrae gehad. En daai twee seuns het hulle nie ook gevra. Maar waar is pa nie? Hoekom is hy weggeneem? Hoekom is hy oorlede? Hoekom het ons nie kos in die huis nie? Want die Bybel sê, daar was niks in daai huis nie. 'n klein flesie met olie, dis al. Die Bybel sê nie, daar was meel nie. Want toe Elisa, ons gaan dit nou lees, vra, wat is in jou huis oor? Wat is oor in jou huis? Sy sê net 'n klein flesie met olie. Steek net gou jou hand in die lug. Sê, dankie Here, dat ek nog meer as 'n klein flesie olie in my grocery kas oor het. Jy weet, en die volgende woorde kom van, toe sê Elisa sê vir haar, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou doen met 'n vraagteken? Weet julle, hierin is 'n boodskap. Elisa sê vir haar, wat kan ek vir jou doen? En die antwoord is niks nie. Want 'n mens kan vir jou niks doen nie. En dis die boodskap wat Elisa ook vir haar wil oorgee. I can do nothing for you. But wait. God can do something for you. Maar hy vra vir haar die volgende vraag. En hy sê vir haar, gee my te kenne wat jy in jou huis het. Sy sê ek het niks nie. Regtig niks nie. Ek het net, al wat daar is, daar's nie brood nie. Daar's nie meel nie. Daar is nie groente nie. Ek het 2 hongerseuns, maar daar's wel net 1 klein flesie, verkleinende vorm met olie. Dis al wat ek het. En ek dink toe maar, wat vra die Here vir ons vanoggend? Wat is in jou huis wat God kan gebruik? Want Elisa vra vir haar, maar wat is in jou huis wat God gaan dit gebruik? Wat is in jou huis? What is in your house today that God can use? What have you got? Remember, we're talking here about spiritual things. What have you forgotten about that God can multiply? Wat het jy gedink? Wat kyk jy oor? Wat kyk jy verby? Wat het jy al van vergeet? Wat het jy al geestelik al gewoond aangeraak? Is there things in your life that you take not for granted? We don't take spiritual things for granted, but you look past it, you forget about it. You forget about that power. You forget about what glory resides in it. En sy het nie hierdie klein flesie olie as 'n uitkoms gesien nie. She did not see the potential of it. And that's how we are. We sometimes forget. We hear the knock on the door, and then the guy says, I'm going to take both your sons. En daai seuns sê die aksie. Ja, maar as pa dalk nie 'n pastoor was, het ons nou nie dalk in daai man se oë gekyk nie. Is pa ook dood, nou wat gaan ons nou slawe wees vir daai man?
en hy kom ons volgende week haal. Hoor jy die tiener vra? Ekskuus, wie van julle tieners gehad? Wie van julle het nog tiener? Hoor jy die vraag? Die vraag wat kom? Eerlike vraag, wat uit die kind se hart uitkom. En sy het nog nie hy pad van geloof met die Here gestap nie. Hulle soek net peanut butter, hulle soek stroop en hulle soek dit gister. Hulle vra die vraag. Hoor wat sê Elisa vra. Gee my te kenne wat jy in jou huis het. En sy antwoord, u dienares het niks nie. Glad niks nie. Maar wag. Behalwe 'n klein flesie olie. En Elisa sê vir haar, gaan leen nou vir jou van buite af kanne. Leen leë kanne van al jou bure af. En hoor jy moenie te min leen nie. Gaan jy dan in jou huis in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe. En giet in al daardie kanne. Broer en suster, die woord van die Here, die profesie, het sy geken. Wie van die ken profesie? Ek sit vanoggend en luister na 'n lekker, vuurwarm, aangename, dis soos 'n stuk steak wat jy in 'n restaurant kry, as jy is 'n steak and chips. Sal wat nou wil gee vir steak? Lekker met so 'n monkey gland sauce, né? En hy lekker swart lyntjies wat spur ons nou so braai op jou steak in die fire grill, die weet mos nou. En daai lekker spur sous, daai wit sous, is maar lekker daar. En waar was ek nou gewees? Ek skoon my storie van Maar waar was ek gewees? Maar luister maar net my was. Julle was almal in die spur, maar buite die spur, baie kanne brillers. Baie kanne. Profesie wat jy gehoor. Die profesie, dankie Dorien, jy's 'n goeie luisteraar. Die profete spreek die woord van God. Profesie is 'n woord van God. En ek sit nou vanoggend en ek kyk na 'n videoklip wat nou opgelaai is. Dit het seker gister gebeur. Van ons kerk se manne in Pretoria. Dat daar by die konferensiegrond het hulle 'n konferensie gehad. En hulle daai lekker vuur met die hout daar in die middel op Helderberg, dis ons konferensiegrond se fasiliteit, daar in die middel van die plaveisel neergesit. En dis net honderde manne van die Here wat so om dit sit. En hulle sing koortjies. En jy sien hulle trek daai braaivleisvuur en ek sien die manne sit daar met hulle parkas en hulle jagbaadjies, pure Afrikaans. En ek hoor hoe sing hulle. En ek kan amper daai boerewors ryk deur die kamer. En weet jy wat? Skielik kom dit by my op en ek hoor dit die musiek so draai maak en dan begin so sing. Toe hoor ek daar begin een taal praat. Daar blaas een se fluitjie af. Jy weet mos hierdie Pinksterman, hulle gee se snaaks net. Hulle het nie gehoor nou by die konferensie nie, snaakse fluitjies. Ja, ons wat treine ry, hulle sal weet hoe maak daai fluitjies te veel koor en voort. Maar ek kom skielik agter, ja, ek is dit gewoon. Maar dit is hoe dit is om tussen die profete seuns te lewe. Jy kan dit gewoon raak, maar jy moet dit net nog altyd waardeer, want jy kom iewers anders gebly. Soos Jerigo se mense glad niks van God geken het nie, maar later jare daarna toe woon die profete seuns daar. En die woord van die Here is iets wat kosbaar is, dis iets wat Satan uit die kerk uit wil hê, maar dis die een iets wat jy nie kan flous nie. Jy kan iemand betaal om uit 'n reistoel uit op te staan vandag. Hulle het al baie gedoen. En op die kamera bid. Jy kan dit doen. Daar's baie wonderlike wonderwerke wat regtig gebeur het. En Catherine Kuhlman is daar en Reinhard Bonke. As jy kyk hoe die hele mense op daai miljoene massas mense op in Afrika hoe God mense aanraak, is wonderlik.
Maar daar's ook mense wat dit fake. It looks like your Mense wat phrase hierdie dinge combines fake. unrelated search terms, a city in India, En daar's individual die dinge, names, and does not form a known product, book, song, or event. en hy verduidelik so 'n bietjie verder, hoor. En iets wat ek van AI sien, hy is nie noodwendig teen die skrif nie. As ek iets opsoek geestelik, dan sê hy nogal, dit is so. Nie dan gaan dit so bly nie. Maar dat is nogal redelijk akkuraat. Als je nou geestelike goed opsoek, dan sê hy nie, maar so. Julle weet, en uit die profesie is iets wat skaars raak. Profesie hoef nie noodwendig gepaard te gaan met tale nie. Het jy dit geweet? Daar is niks verkeerd as jy tale praat. Dit is iets wat die Here vir jou gee, as dit reg is. Maar ek sal ook nie sê tale moet die diens oorheers nie. Want die woord van die Here sê, dit moet stigtelik wees. En ja, as daar nie uitleg is nie, moet liewers niks sê nie. Maar die hoofsaak is, of jy nou tale praat en dit wil uitleg, die hoofsaak is by die uitleg, God wil vir jou 'n boodskap gee. Dit is die hoofsaak. En die Here het ook nie tale nodig om dit te doen nie. Die woord van die Here kan reguit deur jou vloei. En hy sê vir haar hierdie woord, hy sê vir haar hierdie profetiese woord, dit is iets wat Satan nie kan doen nie. Dit is iets wat nie nagemaak kan word nie, want Satan ken nie die toekoms nie. En hy sê vir haar, vat jy daai klein flesie olie, gaan in jou huis in met al die leekkanne wat jy geleen het en sluit daai deur toe. Nou is die deur toe en die twee jong manne staan en kyk. Nou hierdie groot kanne wat hulle nou moes aandra van al die bure af. Oom my ma vra, sy soek 'n paar kanne asseblief. Ja, bring hulle net terug. Goed oom. Dan pak hulle daai kanne daar en hulle het baie kanne geleer. Nou veronderstel jy nou, jy's baie lief vir jou ma. Maar sy stap nou vorentoe met so 'n teeny weeny tiny little flessie na hierdie groot kanne toe. Moenie vir my sê jy het ook gedink. Jy gaan nie dink wat gaan sy nou maak. As ma na jou toe stap met die paplepel of die koekrolle of iets groters en gevaarliker, dan weet jy wat gaan gebeur. Dan het jy 'n reaksie. Maar as hy na jou toe stap met so 'n klein flesie olie en jy weet mos nou daai kanne wat jy nou al baie put en toegedra het, daai flesie gaan nie daai olie kanne vol maak nie. Dan klop die ongeloof op maar so aan jou deur, ek is seker. En ek is seker daai een seentjie kyk so en daai gaatjie van daai klein flesie in, toe hy nou so tip en daai olietjies begin uit vloei in daai groot kan in. Ek weet nie of die seentjie gekyk het nie. Ek weet nie of hulle jong manne was en hulle albei gekyk het nie, maar een ding weet ek, hulle het nie die bodem van daai klein flesie gesien nie. Want daai olie het net bly uitkom. They say it takes roughly between 1,000 and 4,000 olives to make 1 quart. It's about 930 or 940 milliliters. Say a liter. It takes between 1,000 and 4,000 olives to make a liter of olive oil. Average 2,000. Ek weet nie of haar kannetjie net 'n liter was nie. Maar een ding weet ek. Daai groot kanne wat hulle gehuur het, en hulle het nie een gehuur nie, hulle het nie twee geleen nie, hulle het baie gehad. Ek ken 'n God wat vinnige olyfbome aanplant, hulle pers en laat vloei in 'n kannetjie en jy kan dit met jou oë nie eers sien nie. En dit alles kom van die woord van die Here af. When the word that God gives is combined with what you've got, you've already got it. Sê vir jouself, ek het dit. Ek soek nie nog vir dit nie. I don't have to look for it. I do have it. I've already got it. It's mine. Even though it's tiny and it's small.
It's mine. I've got the faith. I've got the anointing. I've got my testimony. And God helped me through cancer and all sorts. I've got the background. I've got my faith. All I need now is to look at it and say to myself, this is enough. Satan will tell you it's not enough. Mom, what are you doing? This jar will quickly run out. The little bit of oil we've got will disappear in one of these big jars. But she kept pouring, and they never saw that the back of that vessel got empty. And one jar after another. Dit klink of sy nie die kannetjie omgekeer het elke keer. Dit klink of sy hom net daar gehou het. En hulle moes net inrol. En as hulle hom so uitrol, dan drup haar so 'n bietjie olie oor die ander, en dan rol hulle weer nog een. The only time when the oil stopped was then when there was no more jars to fill. When you have got a void, when you've got a need, that's all God needs to fill you. When you are full, or full of yourself, the oil stops. But when you have a need, God's oil will keep flowing. Partymal groei ons in die Here. En dan voel ons, weet jy, ek het ook nou by 'n punt gekom wat ek nou 'n bietjie gaan stagneer, so en so en so. Maar die waarheid is dat die Heilige Gees sal altyd aanvloei. Jy kan altyd nog dieper in die Here gaan. Jy kan altyd nog meer groei. Jy kan altyd nog meer verdraagsaam word. Jy kan lydsaamheid as 'n vrug van die Gees nog altyd dra. Jou vreugde kan die Here kan altyd net groter word. Die genadegawes van God kan nog meer en meer deur jou vloei. Daai olie wat God vir ons gegee het, wat jy ken. Jy sit in 'n gemeente waar die Heilige Gees vloei. The anointing flows freely in this congregation, thanks to Him and Him alone. We have got it. And it lives within inside of you. The anointing is something that stays. In Afrikaans sê die woord van die Here dat die salwing is onberoulik. Dit beteken al het Samson God teleurgestel. Die salwing was nog steeds op hom en sy hare weer begin groei. En sy oë is uit en hy kan nie sien nie. En hy sê vir daai man, ag, bring my net bietjie nader na die pilare wat hierdie huis op rus. En hulle spot hom. En hulle spiegel. En hulle sê dinge teen God wat hy nie van hou nie. Maar hulle het nie gesien dat sy hare begin groei het nie. Sy geestelike hare, sy hart het weer met God reg geword. En die Bybel sê, hy leun teen daai pilare aan. En hy het meer Filistyne doodgemaak daai dag as in sy hele lewe. The anointing is something that stays. It is yours. It might look small. You might look over it or past it. And you might think, maybe it's something strange in our church that I want to hide in the back of my grocery cabinet, in the back of my pantry. Daar in my stens op die agterrak sit ek dit. En die Heilige Gees, jy weet mos, daai olie, hy laat 'n mens partymal iets doen wat jy nie wil doen nie. Hy laat jou iets doen wat jy snaaks of vreemds vind. En as jy dink jy nou, ek gaan skaam wees vir die mense. Al Bybel wat hierdie familie, daai prentjie wys dat die pappie was by, maar dit is vir jou, is daar die woorde daar. Prepare your jars for there will be oil in your house. Sê vir jouself, there will be oil in my house. Moenie huiwerig wees nie, sê dit. The oil of the Holy Spirit, the Bible says in Revelation, it is the one deciding factor that will decide whether we make it or we don't make it. Is that true?
of ons dit gaan maak of nie. There will be oil in my house. Jy moet met autoriteit sê. Jy moet sê, ek ken daai olie. Ek het dalk nie die meeste salwing in die wêreld nie, maar weet jy wat, dit is genoeg. Ek het genoeg as ek die woord van God by dit bysit. The word of God from Elijah came, and when it was added to the little she had, it just multiplied. En weet julle wat het dit vir haar seuns gedoen? Dit het vir hulle Jesaja 10 vers 27 oopgemaak. Hulle het net, die meeste van daai mense in daai tyd, het die boek van Jesaja gelees. Kom ek lees vir Jesaja 10 vers 27. And it shall come to pass in that day, what day? Could this family relate? Yes, it was urgent. They had a knock on the door, and next week the guy was coming to take them as slaves. It meant he would put their ear next to the door and drive a nail through it, and they would have an eternal mark as a slave. It shall come to pass in that day that his burden, whose burden needs to be broken? Satan's. His works, his unbelief that he prophesies over your life. That the burden of that man, the creditor, shall be taken away of thy shoulder. Wat dra jy op jou skouer? What burden do you carry on top of your shoulder? There's a difference between something you carry on your shoulder and a yoke that's around your neck. Some things you carry voluntary. Party dinge sit jy jou gewig onder hierdie saak in. As jy in die gemeente dien, jy sit jou gewig onder Banbury gemeente in en jy dra die gemeente. En dit kan ek sê van hier, kyk na die laaste konferensie, klein en groot, jonk en oud, almal sit hulle gewig in en jy dra dit. But Satan is prone to lay a yoke around your neck. His burden shall be taken away of thy shoulder, and his yoke from off your neck. Dis iets wat jy nie wil hê nie. Jy wil baie dinge hê, maar nie ding om jou nek nie. Dit maak van jou slaaf. En Satan wil net iets om jou nek hê. Hy wil iets hê om jou af te trek. En hy het vir hierdie vrou laat verstaan, kyk, jou man was 'n profete seun sy hele lewe lank, maar kyk wat gebeur nou, ek gaan jou seuns vat. En daai man het ook gesê, hy was klaar daar, ek kom hulle haal. Maar toe daai deur toe gaan, en daai woord en daai profesie van Elisa kom, en hulle begin daai olie gooi, en daai olie hou net nie op nie, my broer en my suster, toe breek daai shackles, daai bande, daai boeie, daai stroppe, toe breek die Here dit in sy naam. Toe sou hulle nie meer slawe wees nie, en toe hulle daai deur oopmaak, 'n arm familie wat niks gehad het. Jy skielik met hel af familie geword. Skielik. So vinnig as wat maar dit kon ingooi. Dit was soos goud in daardie dag. En ek vir jy sê, soos die wyn dat die Here gemaak het van water, was dit die beste. Onthou jy daar in Kana, die eerste wonderwerk van die Here, toe die man, die dienaar die wyn skep, toe sê, maar hoekom hou julle die beste wyn vir laas? Wat gaan aan? Hierdie is fantastiese wyn. Ek wil sê, die Heilige Gees maak fantastiese olie. Dit is van die beste wat geen mens kon maak nie, wat het van daai weduwee afgekom uit daai ou klein huisie. En daai skuldeiser het sy geldjies gekry. Hy het nie sy sin gekry nie, hy het net sy geld gekry. En hulle het vir die res van hulle lewe gelewe met van die oorskot. Ons dien 'n groot God. En ek vandag vir jy sê, jy hoor dit, jy weet dit, maar glo dit nou vandag hoor. Dat in 2026, terwyl jy alles hoor en sien daar buite, mama speel vir ons asseblief, terwyl die ekonomie om jou nagster, glo jy net in God en in sy woord.
En gaan sluit jou kamer agter jou toe. As jou finansies lyk of dit nie gaan maak nie. As die rentekoerse lyk of dit deur die dak gaan klim, wat dit 10 teen 1 gaan gebeur. As dinge lyk of dit net nie wil werk nie, as jy nie werk het nie, as jy kliënte soek, as jy probleme het, as jy omstandighede het, as jy hofsaake het, wat ook al die geval is, gaan sluit jou kamer deur agter jou toe. Buig jou knieë voor God. Soek jou Here wat in die verborgenheid is. En die woord van die Here sê, hy sal jou in die openbaar vergelde, prys sy wonderlike naam. We all have got a burden that you don't know about. Every family carries a yoke, whether it's on their shoulder, voluntary, or around their neck, that we like to shake. It might be unforgiveness. It might be something. It might be sadness. Staan net saam met my in hierdie gebou. En reik net jou hande na die Here toe. Maak net jou oë toe vir 'n paar sekondes. Just raise your hands to God and say, Lord, you know my yokes. And with those hands, I want you to take your right hand and take the one from your neck and throw it off. And with your left hand, take one from your shoulder. Say, Lord, you says in your word, it shall come to pass in that day that the burden shall be taken away from you, from your shoulder, from your neck, and the yoke shall be destroyed. Why? Because of the anointing. What destroyed the yoke? It was the anointing, it was the oil. And this family realized that the anointing broke the yoke that was laid upon their lives. Here, hier staan vanmôre mense. Mense wat u vrees. Mense wat u liefhet. Hulle staan hier in Banbury voor die aangesig. En nou elke woord wat ons spreek hier in Banbury. U hoor elke woord in die hemel. You hear everything. From the little one that's only 4 days old to the oldest one in this congregation. You hear our hearts, every beat, every rhythm. Here, dit wat ons môre nodig het, ken U alreeds. Ons staan op ons voete voor U aangesig, Here. Help vir ons dat ons dit wat ons alreeds het, ons ken U. Ons het die Heilige Gees. U is by ons. Dat ons sal besef wat ons het is kragtig genoeg om elke strop en elke band in ons lewe te bring. When the times become difficult, Lord, so we will stand on our faith, stand on our word, the word of God, and combine that with the little vessel that we are. We are vessels. We are little vessels. If you look down from heaven and you see the big blue globe, and beyond that your eyes, like the eyes of an eagle, see us. We are little vessels, little carriers of the oil of the Holy Spirit. But thank you, God, that you can multiply this. Use us so we will pour into other people's lives. Use us, Lord, so the best, the finest, the best olive oil, the best oil from the Holy Spirit that we have got will also, Father, flow to others. Will flow into the vessels of our neighbors. Will flow into the hearts of people around us. And please help us that we will never say to ourselves, we are full. We don't have space for more. We can't learn anything. We want to say, Lord, here's an empty vessel. Fill us, Lord, till overflow. Baie dankie vir die genade, Heer. Dankie vir die liefde. Jy kan nie so blik in die baie.